Dit is my 'n voorreg om deel 2 te bedien van waarmee ek laasweek begin het van geopende oë. En ek wil net vandag net gerecap van wat laasweek gebeur het vir die van ons wat dit gemis het en ek wil vandag dit klaarmaak. Laasweek het ons begin in Johannes 3 en ons gaan aangaan by Johannes 3 vers 1 tot vers 8 waar Nikodemus, 'n wetsgeleerde, 'n fariseer, een wat op die Sanhedrin gesit het, die raad van wyses of heiliges, die topraad in Israel, Judea. En na Jesus toe gekom in die nag, baie interessant, maar in die nag na Jesus toe gekom, ons weet nie of wou nie gehad het mense met hom sien nie, moes mense nie geweet het nie, hoe geheim was dit, maar ons kom in die nag, kom hy by Jesus, en hy kom komplimenteer Jesus, oor hoe goed Jesus is, hy's 'n leraar, en hy kom doen mooi goed, en Jesus kom sê vir hom terug, hy praat met Nikodemus, hy sê, voorwaar, ek sê vir jou, en dis in Johannes 3 vers 3, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En dan gaan hy aan en Nikodemus vra vir my, sê, Here, maar hoe is dit moontlik om weer terug te gaan in die skoot van my moeder, dit kan nie gebeur nie. En Jesus begin aan Nikodemus verduidelik, dat dit 'n werk is wat God kom doen, mysteriese werk om iemand weer te gebore. En hy sê dat daar's iets wat nie Nikodemus moet verstaan, maar hy verstaan dit nog nie lekker nie. En Jesus kom pak dit vir hom uit. En die uitnodiging van Nikodemus is jou oë oop, kan jy sien. En nadat Jesus al hierdie goed verduidelik het, gaan ons nou aangaan in daai gedeelte, maar ek wil voor ons daar kom net 'n gedeelte lees, dit gaan nou op die muur wees, in Efesiërs 1, vers 17, 18 en 19. En ek gaan so nou en dan vir die vele wat hou daarvan om 'n bietjie ekstra te gaan oplees, gaan ek vir jou goed gee om te gaan oplees. Want 'n deel van die rede hoekom ek hier voor staan is om, en ek probeer dit regtig elke week om so 'n manier te bedien, dat jy in jouself ook 'n nuwe of 'n vernuwende liefde vir die woord ontwikkel. Dat jy sal wil huis toe gaan en wil gaan lees en wil gaan grou en sê, maar staan dit regtig in die Bybel? Staan dit regtig daar? Want ons as 'n liefde kweek vir die woord, kan ons daai saad aanhoudelik ontvang in ons harte, dit die krag in ons siele te red. Maar in Efesiërs 1, 17, 18 en 19 sê die volgende, hy sê, dat die God van ons Here Jesus, dis Paulus wat so half met 'n gebed begin, die Vader van die heerlikheid, reeks wat ons laas jaar oor gepraat het, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee, sodat wat kan gebeur, sê in vers 18, sodat verligte oë van julle verstand, dit kan gebeur, dat julle oë kan oopgaan, ons verstaan hierdie wêreld van oop oë, sodat julle kan weet, 'n paar goed kom dan uit, wat die hoop van sy roeping, en wat die rykdom van sy heerlikheid, van sy erfdeel onder die heiliges, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is, vir ons wat glo, aan die werking van die krag van sy sterkte. Dis 'n mondvol wat Paulus hier kom sê. Maar hy kom sê, hy sê dat as jy God ontvang, Christus ontvang, en die openbaring van wie hy is die een ding wat gebeur is, jou oë gaan oop. En ons het laasweek 'n bietjie uitgepak, en dis waar die hele reeks gaan. Hy sê, maar wanneer jou oë oop is, dan sien jy 'n paar goed. Hy sê, wat sien jy? Jy sien die rykdom van sy heerlikheid. Jy begin die grootheid van God aanskou, en dit oorweldig die gelowige. Dis iets wat aantreklik is, dit trek jou na God toe, wanneer ek sy grootheid begin beleef. Maar nie net sy grootheid nie net sy heerlikheid nie, ek sien ook die hoop wat voor ons lê. Dat 'n gelowige wat so oop is, begin in hoop leef. My lewe is nie hopeloos. Dit maak nie saak, maar as ek nou gesê wat voor my lê nie, ek is nooit sonder hoop nie. Want die gelowige wat sy oë oop is, wat kan sien, daar is eintlik net twee realiteite vir ons, daar is die koninkryk van God en die domein van duisternis. Dis hoe die Bybel dit verduidelik. Alles tussenin is net aardse ding. Maar die gelowige wat sy oë oop is, kan sien, ek leef in die koninkryk van God, en wanneer ek daar leef, is my ewigheid vas. En dan selfs my wedergeboorte, wat ek laasweek gesê het, is, wanneer begin wedergeboorte, of die ewige lewe, vir die kind van die Here? Nou ons sal dink, ewige lewe begin die dag as jy sterf. Nee, ewige lewe begin by jou wedergeboorte. As jy gebore word in die saad en die heerlikheid van God, dan begin jou ewige lewe alreeds. Jou liggaam sterf af op 'n tyd, ja. Maar dis die hoop wat ons dra. En Paulus sê, mag jy dit sien. En ook die grootheid van sy krag. Ons dien 'n God wat vol is van krag. Hy het krag om my lewe in te gryp en te doen wat nodig is. En Paulus begin met hierdie gebed,
Wanneer Jesus kom sê, maar as jy nie weergebore word, is jou oë nie oop nie. Hy sê, want as jou oë oop is, dan begin jy 'n paar goed sien. Jy begin hoop in jou hart dra. Jy sien die hopeloos. Jy sien sy heerlikheid, jy aanskou hom vir wie hy is, en ek kan nie anders nie, maar ek wil meer en meer by hom wees. Ek kan dit nie help nie. Maar my oë is oop, en ek sien ook sy krag. Dis my deel. Met hierdie basis gelê, kom Jesus en hy gaan aan. En Nicodemus in vers 9 sê die volgende. Nicodemus antwoord en sê vir hom, nou aan Jesus, hoe kan hierdie dinge gebeur? Al die goed wat u nou vir my verduidelik het, waar ons laasweek oor gepraat het, van wedergeboorte, en dit is iets wat God doen, en die wind waai soos wat hy wil, hoe gebeur hierdie goed? Hoe is dit moontlik? Jesus antwoord en sê vir hom, jy is 'n leraar van Israel, en jy weet nie hierdie dinge nie. Jesus die groot rabbi, sê vir 'n leraar, hy sê, jy is hoogs geleerd, maar dit lyk nie nou vir my of jy veel weet nie. Maar Jesus, en iets moet jy verstaan van Jesus, ek wil dit vir jou uitpak. As jy Jesus gaan kyk in sy karakter, as iemand na hom toe gekom het met 'n agenda, dan Jesus hom baie direk aangespreek. Hy het op 'n sin jou wit gevleister 'n grafsteen, jou adder. Want Jesus het gesê, hierdie mense het 'n versteekte agenda. Ons sien dat Jesus praat nie so met Nicodemus nie. Dis hoekom ek lees iets in Nicodemus se hart, dat hy dalk regtig iemand was wat ondersoekend was. Ek dink hy was versigtig oor sy posisie, hy wou nie gehad het mense moet dit weet nie, so hy was so dalk so 'n stukkie bang. Maar Jesus kom spreek nie Nicodemus so aan, soos wat hy met ander fariseërs gemaak het nie. Want daai mense het met agendas gekom, versteekte agendas, hulle wou Jesus vasvra of uitval. Maar dan Jesus, jy sal hy stuk in die Nuwe Testament gekry, dan het Jesus hulle sommer baie direk vertel, sommer gou. Jesus was nie bang vir dit, om iemand aan te spreek as gevolg van hulle agenda in die onreinheid van hulle harte. Maar ons sien daar, dat het lyk of daar iets in Nicodemus is wat werklik soekend is. En hy kom en hy sê vir hom, kom, jy is 'n leraar van Israel en jy weet nie hierdie dinge nie. Sê Nicodemus, jy's 'n slim man, maar jy kan dit nie sien nie. En dan sê hy weer vers 11, onthou, wat ek gesê het aan die begin, vers 3, waar hy sê, voorwaar, ek sê vir jou, dis Afrikaans vir, luister nou baie mooi. En as jy nog wil 'n lekker Afrikaans, dan kan jy jou vinger op swaai, luister nou baie mooi. So as jy hierdie teks sien in die Suid-Afrikaanse konteks, dis hy luister nou baie mooi vir my. So as ons dit sien, lees in die Bybel, dan sien ons by hierdie wat ons nou aandag gee, voorwaar, ek sê vir jou, sê vir Nicodemus, ons spreek van wat ons weet, en ons getuig van wat ons gesien het. My skrifte is daar, jy kan hom opsit hoor. Ons getuig van wat ons gesien het. Hier kom Jesus en hy kom sê, ek bring vir jou wat ek gesien het. Want iemand wat in God gebore is, uit God gebore is, sy oë is oop. En julle neem nie ons getuienis aan nie. Hy sê vir Nicodemus, jy het dit nog nie gesien nie. So al wat jy nou kan kry by my, is my getuienis. Hoekom is dit so belangrik? Want as ons Openbaring gaan lees, en sê, en hulle, is die gelowiges, het oorwin deur twee goed. Die bloed van die lam, en die woord van hulle getuienis. Daar is iets in dit wanneer ek gaan getuig. So wanneer ek by iemand kom wat nie nog die Here ken nie, wat gedoen het? Ek getuig. Dis wat die Here kom doen het vir my. Want hy kan nog nie sien nie. Hulle oë is nog toe, hulle hart is nog toegesluit. So Jesus weet, Nicodemus is 'n skrifgeleerde, hy's baie goed geleer in die skrif, maar sy oë is nie oop nie. Hy weet alles wat daar te wete is van die Bybel. In hulle konteks, as nog nie die Ou Testament, die Nuwe Testament nog nie bestaan nie. Hy weet alles wat daar te wete is van die Bybel, maar hy is nog steeds blind. Nou sê hy, ek gaan vir jou getuig, maar jy neem nie die getuienis aan nie. Hy sê, Nicodemus, jou hart is nog nie op 'n plek waar dit wil ontvang, dit wat ek wil sê nie, dit wat ek wil doen nie. Vers 12. As ek julle van die aardse dinge vertel, en julle glo nie, hoe sal julle glo as ek julle van hemelse dinge vertel? En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel uit neerdal, naamlik die Seun van die mens, wat in die hemel is. Toe die prentjie nou hier verstaan, hier kom 'n blinde man, geestelik blind na Jesus toe, hy is baie geleerd, en hy kom vra Jesus 'n klomp vrae, dit lyk of hy regtig soekend is, en Jesus sê aan Nicodemus, hy sê vir hom, Nicodemus, jy kom sit by my as 'n geleerde man, maar jy kan nie sien nie.
Ek getuig van jou van dinge, maar jy kan dit nie hoor nie. Jy kan dit nie aanvaar nie. Sê, as ek nie vir jou eers die eenvoudige goed kan verduidelik van wedergeboorte nie, hoe kan ek jou van die dieper goed verduidelik? Jy gaan dit nie verstaan nie. Jy gaan dit nie sien nie. Want daar is 'n stuk redding wat moet plaasvind in die hart van die gelowige. In 1 Johannes 3, nie Johannes 3 nie, en dis 'n hoofstuk wat ek almal wil aanbeveel om te gaan lees, 1 Johannes 3. In 1 Johannes 3, kom hier dieselfde Johannes en hy skryf die volgende. Hy sê, my kinders, laat niemand julle mislei nie. Onthou dis iets wat Nikodemus nou mis, die geboorte wat uit God gebeur. Hy sê, my kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie geregtigheid doen, is geregverdig, soos hy regverdig is. So Johannes kom en hy sê, kom ek vereenvoudig dit vir jou, the proof is in the pudding. Maak dit sin? As hy dit so geskryf het, is dit maklik om te verstaan, maar hulle was diep seuns daai tyd. Hy sê, hy moet nou nie met julle mislei nie, dat ons kan 'n klomp geluide maak, maar 'n boom word geken aan sy vrug. Dis Jesus se eie woorde, né? Hy sê 'n boom word geken aan sy eie vrug. Wie geregtigheid doen, is regverdig, soos hy regverdig is. Nou sê hy so, hy wat sonde doen, is uit die duiwel. Hier is 'n beskrywende stuk in die Bybel. Sê hy wat sonde doen, is uit die duiwel. Want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van die mens verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Elkeen wat uit God gebore is, ek gaan net daar stop. Wie van julle hier kan vandag sê, ek is uit God gebore? Ok, net by die helfte van ons, so ons gaan vandag bedien, bid vir almal. Ok, maar vra, wie van julle kan hier sê, ek is uit God gebore, ek is sy kind? Ok, ek glo ons almal. Hoor wat sê die volgende gedeelte. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. Amen. Ja, ek sal eers uitkniel. En die week raak kaart vir my ingedraai. Kom die Nigel uit my uit. Dan is hierdie teks. Doen geen sonde nie, is dit maar. Here, hoe nou? Kom ons gaan aan. Kom ons kyk wat sê so. Doen geen sonde nie. Hier is die goeie nuus. Omdat sy saad in hom bly. Ek is gebore uit onverganklike saad. My liggaam is gebore uit verganklike saad. My pa en ma. Hy sê maar die een wat weergebore is gebore uit onverganklike saad. En hy doen geen sonde nie. Ok, maar Here, ek gaan hierdie vir jou uitpak. En hy kan nie sondig nie. Nou is dit nie as hy doen nie sondig nie. Hy kan nie eers sondig nie. Nou is dit ek kniel sommer nou die agteruit, waar jy my nie kan sien nie, maar nou is ek met skaamte oorweldig. Want hierdie daar 'n kar vir my ingery, en daar 'n paar ander hierdie week ook gebeur. En hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel geopenbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie. En hy ook, wat sy broeder nie lief het nie. En hy wat sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van die mens verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly. Hy kan nie sondig nie. Want hy is uit God gebore. Nou in die Grieks en in die Afrikaans is daar so 'n bietjie 'n verskil in hoe die taal werk. Die manier hoe die Grieks baie geskryf word is in die Engels present continuous. Kyk, dit is hier ons sien hierdie net as 'n eenmalige, jy kan nie sonde doen nie, jy doen nie, maar dis nie hoe die Grieks dit skryf nie. Die Grieks skryf dit bietjie anders. Hy wat sonde doen is uit die duiwel, of hy wat uit God gebore is, doen nie meer sonde aanhoudend nie, deurlopend nie. Dis eintlik wat in die Grieks staan. Want as ons net in die Afrikaans leef, wil ek wil sê, hier's niemand hier. En ek sal dit heel eers sê, my enkleis, heel eers bo in die lys, wat kwalifiseer.
Onthou, ons het laas jaar lekker daaroor gelag. Sonde is nie die goed wat jy doen nie, sonde is ook die goed wat jy nie doen nie. Sê maar, ek het niks verkeerd gedoen, jy moes nou iets reg doen en jy het nie. So nou hier is hierdie wisselwerking wat gebeur, maar in die eindelike verstaan is, die wat uit God gebore word, en is die present continuous van, leef nie meer in hierdie wêreld waar sonde my realiteit is nie. Want elkeen van ons, kan ons maar eerlik wees, sondig. En die van julle wat het gemis het, dit maak my nie meer sondaar nie, want my posisie het verander. Hierdie stuk sê dieselfde, ek is nou uit onverganklike saad gebore. Ek is nou uit God gebore. So ek doen nie meer sonde, dit is nie meer die pad wat ek stap nie. Iets het verander in my, iets het geskuif in my. Die hoofstuk net voor, dis hoekom lees sommer die hele 1 Johannes. Dit is sommer nou nie lekker. Lees sommer die hele Johannes. En in Johannes 2, voor hierdie hoofstuk, skryf Johannes en hy sê, ek skryf aan julle kinders, want julle sondes is vergewe. Ok, dis die eerste stap as jy weergebore word. Dankie Here, jy het my vergewe, jy het my aangeneem as die kind. En dan sê ek, skryf aan julle jong manne. Waar is die jong manne? Ek skryf aan die jong manne, want julle die duiwel oorwin. Wat gebeur nou? Nie net as julle sonde vergewe nie, julle begin nou aanhou vry leef. Julle begin nou breek met die ou mens. En dan sê ek, skryf aan julle vaders, ek skryf aan julle volwassenes, julle wat God ken. Sê nou begin ek God ken. Nou begin ek in hierdie verhouding leef. Kom ek verduidelik dit so. Wie hier, nou ek gaan nie 'n vraag vir jou vra nie, moenie worry nie. Wie hier werk in 'n mediese veld? Ok, dokter, ek weet daar is 'n dokter, daar is nog 'n dokter. Wie is nog in 'n mediese veld? Ek weet daar agter. Steek op die hande, moenie skaam wees nie. Nog in 'n mediese veld, nog in 'n mediese veld. Ok, so jy is baie. Moet hulle almal op 'n lys kry as 'n noodgeval het dat ons weet wie om te bel. Nou ek wil gou, jy moet dit gou hierdie gou verstaan. Want wanneer hy sê dat die wat uit die saad van God gebore het, doen nie sonde nie. Dit is eintlik, doen nie meer sonde nie. Dit is nie meer my huis nie. Dit is nie meer my werklikheid nie. Wanneer ek sondig, walg dit my. Want omdat ek nou gebore is uit onverganklike, ewige saad, wil ek nie meer in duisternis leef nie, want ek is nie meer in die domein van duisternis nie. Ek is nou in die koninkryk van God. Wat ook geklassifiseer word as die koninkryk van die lig. Is jy met my? So hierso is die realiteit van wat Johannes die opbou daarvan skryf. En dan gaan dit nou agteruit wys. Ons het nou twee kinders toegewy in die Here. So just bear with me. Okay, ek sal ons opwarm vir hierdie. Dis nou nie oomblik wat ek kan hier doen. Okay. Imagine, julle ken my net soos dit. Dis hoe ek beweeg. Okay. Ek loop so by die trappies op, ek bestuur ook so. Ek weet nie hoe dit gaan werk nie, ek gaan so agteruit met trap. Met die spieël, ek weet nie hoe dit gaan doen. Imagine, ek het as 'n baba nooit leer loop nie. Klink gewoon net 'n goeie ding. Ek net gou saam met dit. Seker by jaar 2 of 3 ten minste, gaan my ouers gesê het, hoorie, hier is iets nie lekker hier nie. Dis om nou 'n vraag vir die mediese. Ek weet nie, tussen 9 maande en 2 jaar, is dit seker wel daar. 1, tussen 1 en 2, okay. So, wel daar, gaan nou, moet jy begin dit doen, ten minste. Jy moet jy dit begin doen, verstaan jy? Dis dan stadig en wobbly, dit is okay, kinders is almal, dis nie almal te wees op 1 jaar nie. Ek het al gehoor van rekord 6 maande, toe loop, speel hy al rak, dis so stadig. Want as ek aanhou kry, gaan my ouers gesê, hoorie, hier's fout hier. Dis hoekom ek sê maar, hy wat uit God gebore is, doen nie meer sonde nie. Dit is nie meer my wêreld nie. Dit is nie meer my realiteit nie. Ek begin goeders afsit agter my. Ek begin klaarmaak met dit. Want as almal van ons hier is, en ek is 45, wie is van julle 65, as jy nog rondkryp, gaan sê, hoorie, dok, gaan kyk jy daar, iets is nie reg hier. Medies, sal daar 'n probleem wees met 'n kind, as hulle nie begin, as hulle net kry. En die idee van wat in Johannes 3 kom sê vir ons, is dat daar's iets wat gebeur in die gelowige. Wanneer ek uit hierdie gees, hierdie saad van God gebore word, wat hy aan Nikodemus kom sê, dan beweeg daar skuif iets in jou.
Jy kan nie meer sonde nie, sonde doen jy doen nie meer sonde nie, want dit is nie meer jou wêreld nie. Dit is nie meer jou anker nie, dit is nie meer jou huis, dit is nie meer jou tuiste nie. Jy is uit nuwe saad uitgebore. En hy sê vir Nikodemus, hy verstaan dit nie. Jy kan dit nog nie so lekker sien nie. En die Engels sal sê, hy sê, those who are in God sin no more. Want is klaar, daar's nie meer goed wat gebeur nie, ek is klaar met dit. En dit is regtig, want hy begin in vers 7, begin hy die toets is wat, hy sê jy kan aan die regverdige sien, hy loop 'n regverdige pad. Jy kan dit sien. Kerk is een ding om te sê, ek is 'n gelowige, teenoor ek leef soos 'n gelowige, en dan nommer 3, ek is 'n gelowige. Want ons baie mense sekerlik wat leef soos 'n gelowige. Nou weet niemand hier doen dit nie, maar ek beloof jou, vanoggend in Dispatch, sê die kerk vol van manne en vroue wat hulle hare en hulle tande gedoen het, en hulle moois aangetrek het, en hulle BKB broek aangetrek het, soos boerboek, ek weet net gespraak met mekaar. En hier soms nou, en die oomblik waar hy klere afgegooi word vir die sondagmiddag braai, of die sondagmiddag slaapie, ja, wat sy ouderom is, dan is my geloof ook op die grond. Jy weet wat? En nou kan ek weer aangaan met my dag, ek was by die kerk, die dominee, die pastoor, die priester, die padre het my gesien. Dankie tog, kan ek afmerk, nou kan ek weer aangaan. Hy sê nie, hy sê dis hoe die regverdige leef. Hy kry nie meer nie, hy doen nie meer sonde, hy sê, ek kan nie, daar's iets binne hom wat geskuif het. Sonde is nie meer my huis nie, ek leef nie meer in duisternis en ek gaan dit nooit weer terug nie, want iets het geskuif in my. Maar nou kry ons in Nikodemus, en hierdie beeldspraak is so mooi, Nikodemus sit by Jesus in die middel van die nag. En dis in die prentjie van waar Nikodemus homself bevind. Jy is geleerd, jy is 'n sinagoge man, jy ken die skrif deur en deur, jy weet alles, en jy is nog steeds blind, jy kan nie sien. Hy sê, maar die wat uit God gebore is, die wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. Hulle doen nie meer sonde nie, sonde is nie meer hulle wêreld nie, dit is wat daar in die Grieks, dit is nie meer hulle realiteit nie. Omdat sy saad in hom bly. Hy kan nie sondig nie. Weet jy wat so groot stuk genade is dit, en ek het 'n paar weke terug het genoem, en dit mag nooit vir my en jou, want dan is dit geestelike arrogansie. Maar wanneer ek en jy verstaan, dat toe Jesus aan die kruis gesterf het, vir jou sondes, is dit regtig die volheid van jou sondes. Dis al jou sondes. En kom ek pak dit net gou weer uit vir die van jou wat gemis het. Dis al die sondes wat jy gedoen het. En dis ook al die sondes wat jy nog gaan doen. Dis die belofte van die gelowige. Nou dit gee nie vir jou 'n lisensie om te sê, waar is die naaste gala, dit gaan nou aanwees. Dan kom Paulus sê, dan maak jy genade goedkoop. Dis wat Paulus sê. Jy maak die genade van God goedkoop. Jy verstaan nie die grootheid van sy werk. Want in daai vryheid, sonde het nie meer hou vas op my. Dit gee nie realiteit in my lewe nie. En wanneer dit kom klop aan die deur van my hart, of die deur van my gedagtes, of die deur van my hande, of die deur van my lippe, weet jy wat gebeur? Dit walg my, dit walg. Ek sê maar, dis nie meer wie ek is nie, want sy saad woon nou in my. Ek is gebore uit nuwe saad uit. Ek is nie meer duisternis nie, ek leef nou in die lig. So ek kan nie meer sonde doen nie. En wanneer ek sê ek kan nie meer sonde doen nie, is hoe ek myself in die spieël kyk. Renier, dit is nie meer wie jy is nie. Mioni, dit is nie meer wie jy is nie. Darryl, dit is nie meer wie jy is nie. Shaal, dit is nie meer wie jy is nie. Dit is nie meer wie jy is nie. Kan nie meer sonde doen nie, want ek het die genade van God ontvang. My oë het oopgegaan, ek kan sien. Ek wil nie meer blind word nie. Ek wil nie meer vasgevang word in die kettinge van duisternis nie. Dit is nie my wêreld nie. Ek is klaar daarmee. Ek kruip nie meer nie, ek loop net. My sondes is nie vergewe nie. Nou oorwin ek die duiwel en nou ken ek die Vader. Ek is besig om te groei in volwassenheid. En kyk hoe mooi is die storie. En hy sê vir Nikodemus, en nou gaan ons terug na Johannes 3 toe, en hy sê vir Nikodemus, al die goed wat moet gebeur, hy sê, jy verstaan nie. Hy sê, maar kom ek pak gou vir jou 'n ding uit. Ek gaan jou help. Dis Jesus nie mooi nie. Jesus is so goed vir ons, dat selfs op die Here, ek is soekend, maar ek verstaan nie. En dit was nie net Nikodemus wat verstaan nie verstaan nie. Daar was baie kere, kom ek gee toe aan jou ook en my, daar was baie kere wat die disippels ook nie verstaan het nie.
gaan lees bietjie die 4 evangelies. Dan vertel Jesus vir hulle ding, en as hy klaar vir hulle vertel, dan sit hulle net so. En jy verstaan nou. Ja, as jy verstaan. Ons gaan vra vir Petrus, hy is die oudste. Ja, as jy verstaan. Wat vir middagete? Rarig, ek gaan kyk. Nou nie die middagete deel nie, maar die res. Dan vertel Jesus vir iets, en dan sê hulle, kom jy maar sê hulle, Rabbi, ons het nie nou verstaan nie. Ons is nou die mekaar. En dan sê die Bybel is mooi, dan vat hy hulle een kant toe, en sê, okay man, kom sit. Kom sit nou, kom sit. Ons pak het uit. En dan verduidelik hy vir hulle. So dis okay vir tyd selfs vir 'n volger om te sê, maar, ek verstaan nie so lekker nie. So Jesus kom in sy groot genade, selfs van Nikodemus. Want hierdie is die laaste keer wat ons van weet, dat Jesus so saam met Nikodemus gesit het. En in sy groot genade, en dis die mooi van Jesus se liefde, het hy nie net 'n afspraak met die wêreld nie. Hy het ook 'n afspraak met die individu. Hy wil nie die wêreld kom red nie, hy wil ook vir Nikodemus kom red. En hy sê vir Nikodemus, jy kan nog nie sien nie, maar daar gaan iets gebeur. As jy dit sien, hoop ek jou oë gaan oop. Ek hoop jou oë gaan oop. Hy sê, ek duidelik, ek klop goed, maar jy verstaan nog nie. Maar ek het so baie genade vir jou, ek wil jou red. Kyk wat gebeur. En in vers 14 sê die volgende, hy sê, en soos Moses die slang, dis 'n nimmerie gebeur. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons kyk na die opbou van 'n baie belangrike teks waar dit vandaan kom. So 'n nimmerie gebeur het. Die volk, daai volk wat getrek het, ons het daai ding deurgewerk in Paas. Dit was maar 'n klomp rebelle. Hulle het maar gesukkel. Wat baie soos ons net. Hulle het 'n klomp dinge. En op 'n stadium is daar nou gaan hulle gestraf word en God stuur 'n klomp slange in die kamp. En almal word gepik. En dis pandemonium, want ek weet hier's ten minste 3 van julle wat vrek bang is vir 'n slang. En God sê vir Moses, maak 'n koperslang en sit hom in die middel van die kamp. En almal wat daai slang kan sien. Nou is dit geopende oë. Elkeen wat daai slang kan sien, sal nie sterf nie. Ek wonder wat aan daai ding gebeur het. As jy gepik is, wil ek vir jou sê, jy het 'n spoed ontdek wat jy nie geweet het jy het gehad nie. Dit gaan aan. Jy het gedink jy was stadig tot daai dag dat 'n slang jou pik. Dan het jy baie seker gemaak jy kom in die middel van die kamp. Ek imagine sommer hoe mans en hulle vrouens met mekaar beklei. Op pad na die middel toe. Hoekom het jy die tent so ver opgeslaan? Jy op die ander kant. Jy moet so 'n bietjie privaatheid gehad het. Nou met ons 17 seer my al hardloop, verstaan jy, skif in my kuite. Dis wat ek imagine gebeur. Ek sê nie die Bybel nie, hoor, dis wat ek imagine. Maar elkeen wat die slang sien, het geleef. En die grootheid van God se genade, hy sê aan Nikodemus, hy sê net soos wat dit met Moses gebeur het, so gaan die seun van die mens verhoog word. Hy sê vir Nikodemus, dit gaan gebeur. En onthou, hy het nou homself al verwys aan Nikodemus, die seun van die mens uit die hemel het neergedaal. Dis ek. Dit is ek, hoor. Jy sien dit nog nie, jy verstaan dit nog nie, maar dit is eintlik ek. Maar as die seun van die mens opgetel word, so verhoog word, en elkeen wat dan in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe gaan hê. Want, hierdie mooi versie, dit is die bekendste versie, seker in die Nuwe Testament, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe gaan hê. Dis 'n oop pad en 'n oop uitnodiging vir elke geestelike dooies en geestelike blindes. Nikodemus, elkeen wat die seun van die mens sien optel en hom glo, sal lewe en nie sterf nie. Prys die Here. Maar Nikodemus kan dit nog nie sien nie. En die genade van Jesus Christus sê, hy sê, maar as jy sien dit gebeur met die seun van die mens, as jy sien hy word verhoog, Nikodemus, ek hoop jy gaan glo. Vers 18. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Vers 17 eers. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hier pak Jesus vir Nikodemus sy missie uit. Dis hoekom ek hier is. Ek is hier om die wêreld te red, maar Nikodemus, is jou oë oop genoeg om te sien, ek is ook hier om jou te red. Nikodemus, ek wil jou red, ou broer, ek wil jou red. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. En dit is die oordeel.
dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. Wanneer het Nicodemus na Jesus toe gekom? In die nag. Jy moet hierdie beeld sien wat hier uitgebeeld word. Onthou Jesus, as mense 'n agenda gehad het, het hy direk aangespreek en hy het hulle baie vinnig op 'n plek gesit. Jesus weet alles. Hy kon hulle hele pedigree vir hulle vertel as hy wou. Maar as iemand werklik soekend was, wat dit vir ons lyk, dis hoe Nicodemus was. Hy was werklik soekend, maar hy was bang. Hy was bang sy gelykes weet hy soekend. Hy was bang sy gelykes sien oor hier's iemand wat of weet dalk is daar iets meer. En ek dink Jesus onderskei by Nicodemus en hy moet Nicodemus op 'n plek bring dat hy kan sien Nicodemus, jy is nog geestelik dood en nie net is jy geestelik dood nie, jy is eintlik nog in duisternis vasgevang. Maar dis wat Jesus vir hom sê. En dit is die oordeel. Die lig het in die wêreld gekom en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. In hierdie beeldspraak kom sit Nicodemus by Jesus in die nag. En Jesus, deur groot genade, sonder hom te probeer verneder, wil hy hom uitlei uit duisternis uit na lig toe. Hy wil Nicodemus help, want hy sê, Here, help my, laat my oë kan oopgaan, laat ek kan sien. Maar hy sê vir Nicodemus, hy sê, mense het die duisternis liewer gehad as die lig. Nicodemus kom sien hom nie in die dag nie, hy kom sien hom in die nag. So Jesus is besig om Nicodemus te begelei sonder om te verneder, want Nicodemus het nie 'n agenda nie. Dit lyk of Nicodemus werklik soekend is. Hy wil werklik weet, is hy meer aan hierdie rabbi as net 'n rabbi? Is dit dalk die Messias? Is dit dalk die een wat beloof is volgens die skrif? Maar Jesus moet ook vir Nicodemus sy realiteit kom wys. Hy sê mense wat nie in die lig is nie, die duisternis liewer gehad, en dan sê hy vir hulle, want hulle werke was boos. So Jesus kom sê vir Nicodemus, jy's 'n skrifgeleerde, jy ken die skrif deur en deur, jy's 'n hoog aangeslaane mens in Israel, Judea, en Nicodemus, jy's nog boos. Jesus sê nie vir Nicodemus, jy's sleg en niks werk. Hy sê Nicodemus, jy's vasgevang in duisternis. Voorwaar, ek sê vir jou, as jy nie weergebore word nie, kan jou oë nie oopgaan en jy gaan die koninkryk van God nie sien. Nicodemus, jy sit hier voor my in die donker, dis 'n beeld van jou lewe. Jou lewe is in duisternis vasgevang. Jy moet uit. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie. Dat sy werke bestraf mag word nie. En dan vers 21. En hier is die kruks van geopende oë. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, en dat hulle in God gedoen is. So Jesus sê vir Nicodemus, jy's in duisternis vasgevang. Ek wil jou oë oopmaak sodat jy gered kan word. Maar jy moet kom na die waarheid toe. Want wanneer jy kom na die waarheid toe, dan begin jou werke in die lig gedoen word. En jy's nie bang om jou werke in die lig te doen nie. En ek wil elkeen van ons hier vandag in die oë kyk. En ek wil hier in die kamer begin en op daarbo en af hieronder wil ek vir jou kom vra, uit die diepte van my hart uit. Is jy skaam om jou reddingswerke in openbaar te doen? Onthou, as jy jou goeie werke so doen, dat jy self verheerlik word, dis selfverheerlikend, nee. Dis net God se hart uit nie. Maar die uitnodiging tot die gelowige wat weergebore is, wat sy oop is, leef op so 'n manier in die lig, en leef in die lig, in die openbaar. Want geregtigheid is sigbaar in Johannes 3, dieselfde Johannes. Hy sê dit is sigbaar op die lewe van die gelowige. Kerk, ek en jy kan jy bekostig, veral in hierdie tyd, om net Sondag gelowiges te wees. Jesus sê aan Nicodemus, hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Ek wil dit vandag onomwonde sê, Renier Kleinsmid is nie 'n duikboot Christen nie. Ek wil die krag en die genade en die hulp van die Here op 'n Sondagoggend 'n Christen, 'n gelowige is 'n Christen wees in Christus.
En ook op 'n maandagoggend. En ook ja, op 'n dinsdagmiddag as hy taxi voor my indraai. Wil ek ook. En wanneer die lewe nie volgens plan gaan, ek wil soos dit leef, die uitnodiging wat aan Nikodemus kom gee. Die laaste keer wat Jesus met Nikodemus gepraat het, die storie eindig daar, dan gaan ons oor na Johannes die Doper toe. Waar is die laaste keer wat ons Nikodemus dan sien? 'n paar keer daarna verwys. Die laaste keer wat ons Nikodemus sien ons Nikodemus in die daglig. Sien hom nie in die nag nie. Ons sien hom by die kruis van Jesus Christus, aan die einde van Johannes. Kruis van Nikodemus, vir hom en Josef van Arimatea, al twee skrifgeleerdes, al twee hooggeplaaste manne. En ek weet nie waar Nikodemus was in daai tyd nie. Ons weet nie van die volheid was wat om die kruis gebeur het nie. Ons weet nie hoe baie fariseërs daar was, of die hele raad van heiliges, die Sanhedrin daar gestaan het nie, dis baie moontlik. Ons weet nie of hulle Jesus so verag het, dat hulle nie daar was nie, en het die tempelpolisie gestuur het, om seker te maak, hy is dood nie, ons weet nie. Maar wat ons wel weet, is dat Nikodemus was daar. En wat ons wel ook weet is, baie van sy disippels was nie daar nie. Meeste van sy disippels inteendeel was nie daar nie. Maar ons sien Nikodemus daar staan, en ek sou dink 3,5 jaar later, toe Jesus Christus opgetel word op die kruis, toe onthou hy die woorde van Jesus. Hy sê, net soos die slang gelig is in die woestyn, gaan die seun van die mens opgelig word. En Nikodemus, as dit gebeur, het die redding van God naby gekom, want die seun van die mens het gekom om te red die wat verlore is. En ergens kerk, as jy sê, ergens in daai moment, staan Nikodemus en hy kyk, en toe hy dit sien, toe gaan sy oë oop. Prys die Here. En ek wil vir jou sê, net soos Nikodemus, is Jesus Christus se hart, nie net om die mensdom te red nie, maar sy oog is op elke individu. Ek is oortuig dat God se hart is, dat elkeen wat glo nie verlore sal gaan. Ek glo God se hart is, hy wil almal red. Ek weet as nie teologie wat teenstrydig is met wat sê, nee, God wil nie, ek sê vir jou, ek dien 'n God wat almal wil red. Dis my oortuiging, ten volle, God wil almal red. As jy op 'n plek moet sê, Here, maak my oë dat ek kan sien, sal hy dit doen. En 3 jaar later, langs Golgotha, het Jesus weer 'n afspraak met Nikodemus. En Nikodemus se oë gaan oop en hy onthou die woorde van Jesus. Hy sê, as jy oplig, sien die redding het naby gekom. En nie net kom redding naby vir Nikodemus nie. Hy doen wat op die einde vers 21 sê. Hy kom doen sy waarheidswerke in die openbaar, dat dit nou uit God uitkom. Nikodemus gee nie om hoeveel van die Sanhedrin daar staan nie, hoeveel van die tempelpolisie, hoeveel Romeine, hoeveel disippels, hoeveel wat nie. Hy loop en hy gaan tel Jesus van 'n kruis af. En tussen hom en Josef draai Jesus in die daglig sy graf. Nikodemus se oë oop gegaan. Hy het nie geweet, dink ek, dat Jesus sou opstaan. Hy glo in Jesus voor sy opstanding. Baie mense het geglo daardie opstanding. Wat sê Thomas die disipel? Ek wil eers aan hom vat. Dan sal ek glo. Nikodemus loop in die openbaar in die daglig. Hoe weet ons wat was in die daglig? Hulle moes dit vinnig doen. Want die Bybel sê die dag van die Paasdag, die dag van die voorbereiding vir die Sabbat het aangebreek, wanneer die son sak. So dit is in die lig. En Nikodemus se oë gaan oop. En ek wil vir jou sê vandag, die hart van Jesus Christus is om elke persoon op aarde se oë oop te maak, dat jy kan sien. Want as jy sien, begin jy hom sien. En wanneer jy sien, en ek praat van sien, wanneer jy kyk, Engels is die woord behold, wanneer jy regtig kyk om te sien, dan kom maar hoop in jou hart. Jy begin sy heerlikheid aanskou. Jy kan nie anders as om nou anders te begin leef nie, want jy word nou gebore uit onverganklike nuwe saad. Jy kan nie meer sonde doen nie. Dit is wat 1 Johannes 3 sê, jy kan nie meer sonde doen nie. Maar Here, ek doen nog sonde. Jy verstaan nie, jy kan nie meer sonde doen nie.
Ek het so veragting in duisternis, dis nie meer my huis nie. My oë het nou oopgegaan. Ek het die koning gesien en ek ontvang sy redding. Ek maak klaar met hierdie gedeelte in Romeine 8. Dis Paulus wat hier praat. Maar as Christus in julle is, dan is julle liggaam dood vanweë die sonde. Maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. My liggaam het nie meer plek vir sonde nie. Dis wat Paulus hier so sê. My liggaam gaan nie meer gebruik word om sonde te doen nie, want sy gees woon nou in my. En hoor wat sê hy, en as die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broers en susters, is ons skuldenaars, nie aan die vlees, om na die vlees te lewe nie. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees, die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. En daai die is 'n lidwoord, 'n bepalende lidwoord. Ek het opgeleer in Afrikaans. Is 'n onbepalende lidwoord, nee. As ons praat van 'n appel, is dit enige appel. As ons praat van die appel, is dit 'n baie spesifieke appel. Nee, is ek reg? Waar is die Afrikaans in? Is dit reg? Dis ek, dankie. Kyk maar met die vaas. Jy sê ek is reg as ek gemaak. Want almal wat deur die gees van God gelei word, ek is nou 'n kind van die lig, my oë het oopgegaan, die is kinders van God. Dan begin ek verstaan, ek kan nie meer sonde doen nie, want dis nie meer my huis nie, dis nie my werklikheid, dis nie my wêreld nie. En dan sê daar 1 Johannes 4, as jy die 1 Johannes gaan lees, dan sal jy die 1 Johannes 4 kry, kerk. Hy sê dan, as ek sondig, ja, ek het gesondig, dan sê hy, as ek my sonde bely, hy is getrou en regverdig. Dan sê hy wat, om my te reinig van alle ongeregtigheid. Sê, Here, hier kom ek het dit gemis. Kom sit stil, ek was jou. Want ek is nou syne. Ek kan nie meer sondig en dis nie meer my huis nie, ek gaan nie terug nie. Dit is nie meer my werklikheid nie. Inteendeel, dit val geword. Wil nie meer al leef nie. Hy sê, want die, almal wat deur God se gees, want God se gees is in my, wat deur God se gees gelei word. Ek leef in die waarheid, vol in die lig. Die is kinders van God. Want julle het nie ontvang, laat ek weer vers, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie. Maar julle het ontvang, kyk wat het julle ontvang, wanneer jy oopgaan en hierdie geboorte gebeur. Maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. En daai woord Abba is 'n baie los woord vir pappa. Ek is 'n kind in sy huis, ek het niks om jou voor bang te wees nie. Hy sê, ek skryf van julle kinders, sonde is vergewe. Ek skryf van julle jong manne, julle die duiwel oorwin. Ek skryf van julle vaders, hoekom het julle ken God? En wat het al jou posisie is, ek het die gees van aanneming ontvang, my oë is oop, ek is nou sy kind. En dan in vers 16, die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Prys die Here. En hier is die uitnodiging van geopende oë. As jou oë oop is en jy kind van God is, dan lyk jou lewe ook so. Dra nie vrees in my nie, want ek is sy kind. Sonde skryf my nie meer af nie, dit breek nie meer die muur, dit maak my nie meer onwaardig of onwerk nie. Want Jesus het daai prys ten volle betaal. Kerk, as jy sê, dis hoekom dit geklassifiseer word as die goeie nuus. Dis nie net goeie, slegte nuus. Dis die goeie nuus, en dis nie net nuus nie, dis die goeie nuus. Want die slegte nuus is, almal het gesondig en ons ontbreek aan eerlikheid, maar deur die grootheid van sy genade, die Bybel sê, deur die rykdom van sy genade, het hy ons kom red. Maar Nikodemus, jou oë moet oop wees om dit te kan sien, en God se gees moet dit in jou kom doen. Wat Nikodemus kon doen, hy kon op 'n afstand staan, en die moment wat God vir hom bepaal het, en ek sê, Here, my oë is oop, ek sien dit.
Ek ontvang die werk van die genade. En ek wil jou nooi om saam met my te staan nou. En ek wil jou vra net vir 'n oomblik, sluit net jou oë. Die uitnodiging, en ek het daarmee begin laas week, die sterkste gebed of seker een van die mooiste gebede, ek sê dit so, wat jy vir jouself of vir jou kinders kan bid, is Here, maak hulle oë oop, sodat hulle kan sien. Maar dalk is dit jy vandag. Jou lewe lyk soos wat Paulus gesê het laas week. Ek kan sien dat jy baie godsdienstig is. Maar ek wil met jou praat oor om God te ken. Soos wat Paulus gesê het. Ons praat bietjie oor om God te ken. Dalk as jy hier vandag, jy doen godsdienstig al die regte dinge. Jy gaan kerk toe. Jy gaan getrou kerk. Jy gee selfs. Jy is dalk ergens betrokke. As die sensus by jou verbykom, merk jy met trots af, ek is 'n Christen. Dis my hart. Want die Bybel sê ons moet die Gees van God getuig in ons harte dat ons kinders van God is. En jy is vandag en jy dra nie daai getuienis. Ek dink ek staan nog in die duisternis. Ek dink my oë is dalk nog toe. Dan sê die gebed vir jou. Ek gaan jou vra net vir 'n oomblik jou oë te sluit. En ek het in nederigheid in my lewe hierdie gebed selfs ons uitroep na die Here. Here, red my. Want hy sien my. Dalk wil jy vir jouself nou bid. Here, maak my oë oop dat ek kan sien. Dit is en dit was altyd die kruis. Vir Nikodemus was dit die kruis. Vir Renier is dit die kruis. Vir Rian is dit die kruis. Vir Cynthia is dit die kruis. Dis vir elkeen van ons die kruis. En as jy die kruis nog nie gesien het, die afgehaalde werk van Jesus Christus nie, dan is ons gebed volgens Samuel. Here, maak hulle oë oop, dat hulle kan sien. Soos wat die seun van die mens opgetel het, Nikodemus, as jy dit sien, dan het redding naby gekom. Here, maak hulle oop, dat hulle kan sien. Dat ons nie vasgevang sal wees in duisternis, ja, in boosheid nie, maar dat U sal kom red. Werklik red. Dat ons nie godsdienstige mense sal wees nie, maar gelowiges wat U ken. Wat verstaan ons is uit onverganklike saad gebore en ons het geskuif uit die domein van duisternis in die koninkryk van God in. Dis ons herkoms, dis ons fondasie, dis ons lewe. En dis ons in die openbaring met 'n volle waarheid in die lig gaan leef. Mag dit die realiteit van al 500, 600, 400 van ons wees. Mag dit ons werklikheid wees. Mag jy wat dalk nou is vandag, sê ek is nog in duisternis. Ons bid nou saam met jou. Mag die Here jou oë oopmaak, sodat jy kan sien. Nikodemus, mag die Here jou oë oopmaak, sodat jy kan sien. Dat jy die gees van aanneming tot kunskap kan ontvang. Want dit verander alles. En jou lewe sal nie en kan nooit weer dieselfde wees nie. Want jy is gebore uit 'n ewige onverganklike saad. En mag jy dan so ook leef. In Jesus naam. In Jesus naam. Ek gaan jou vra as jy die persoon langs jou ken, sit jou hande net so om hulle. As jou vrou langs jou is, vat net haar hand en kom ons bid vir mekaar. Here, dankie nou dat ons die genade kan ontvang van 'n ewige goeie Vader, wat sy naam oor ons uitgeroep het en ons aangeneem het tot kind. Here, help ons deur die krag van U Gees en die oortuiging van U genade, dat ons elke dag sal leef soos gelowiges. Dat ons elke dag sal leef soos kinders van God. Dat ons elke dag sal praat soos kinders van die Allerhoogste. Dat ons realiteit sal wees. Klaar met duisternis, kinders van die lig.
oop oë, ons kan sien wat is, ons kan leef in wat moet wees, want ons is gered uit die hemel, uit die krag van God. Die misterie van wat U kom doen het, kom ontvang ons vandag. Soos wat gras net reageer op genade, op die genade reën, ontvang ons dit vandag, in Jesus naam. En dankie dat oë wat toe is, dat U dit gaan oopmaak, dat mense sal sien, dit en sal lewe in Jesus naam. In Jesus naam. En almal sê, amen en amen. Steek jou hande uit na my, gaan my hande uitsteek na jou, en ons gaan mekaar nou seën. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van ons Vader en die vrede en die gemeenskap van die Heilige Gees by jou wees en bly, want ons is elkeen kinders van God, in Jesus naam. Amen. Vrede vir jou. Kom drink saam met ons 'n koffie, en nie dadelik gaan.